Kerke moet baie versigtig wees om aanspraak te maak op die onfeilbare leiding van die Heilige Gees in besluite wat geneem is. Hoekom sê ek so? Omdat daar soveel besluite was wat geneem is en wat later gebleik het toe nie die toets van die skrif deurstaan het nie, wat duidelik nie onder leiding van die Gees geneem is nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Professor Fanie Snyman, voormalige dekaan van teologie en religie aan die Universiteit van die Vrystaat, jy is deesdae 'n navorsingsgenoot aan dieselfde universiteit, selfde fakulteit. Baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels. Goeiemôre Pieter en baie dankie vir die geleentheid. Ek ag myself bevoorreg om deel van die Land en Sand span te mag wees. Fanie, daar is op die oomblik baie brandpunt kwessies in die NG Kerk, maar ook in die gereformeerde kerk, soos wat ons sien met die vrou in die ampte. Van tyd tot tyd is daar ook kwessies in die hervormde kerk, en hulle is ook nie altyd in kalm vaarwaters nie, maar kom ons begin eers 'n bietjie gesels oor jou as 'n dominee. Wanneer het jy besluit, of hoe het jy besluit jy wou 'n dominee word? Pieter, ja, dis 'n interessante vraag wat jy daar vra. My antwoord staan op twee bene. Toe ek op hoërskool was dit vir my 'n uitgemaakte saak. Ek wil regte gaan studeer en ek wil 'n prokureur word, verkieslik op 'n plekkie soos Sannieshof waar ek op skool was. Dit was my visie van my lewe. Maar vreemd genoeg, hoe nader ek aan die einde van my matriekjaar gekom het, en ek kan dit nie regtig verklaar nie, het daar net by my die gedagte gekom, waarom oorweeg jy nie teologie nie? Waarom oorweeg jy dit nie om predikant in die NG Kerk te word nie? En dit is toe eventuele oortuiging wat net al hoe sterker geword het en op die ou ende het ek toe teologie studeer. My ouers vertel vir my, toe ek 'n seentjie van so 4-5 jaar was, het ek 'n handdoek om my gedraai, dit was my toga, en het ek vir die rotstuin in ons tuin, dit was my gemeente, gepreek uit 'n boek wat ek daar van hulle boekrak afgehaal het, dit was my Bybel. So, aan die een kant dink ek is soort van, ek moes 'n dominee word. Van 4 jaar oud af het ek gepreek, weet nie van een van die plante wat tot bekering gekom het onder my prediking nie. En toe het ek 'n draai geloop regte toe. Ek wou baie graag regte studeer, maar op die ou einde het daardie oortuiging by my pos gevat, ek moet 'n dominee word. En ek onthou so goed in my eerste jaar, hoe jaloers ek op die regstudente was. As ek hoor die goed wat hulle doen, dan dink ek, ja, moes ek nie maar eintlik daar gewees het nie. Maar mettertyd en hoe verder ek my voete in die waters van die teologie gesit het, hoe meer en meer het die oortuiging by my geword, ek moet maar 'n dominee word. Fanie, en vertel ons van jou ouers. Jy het nou genoem, jy het in Sannieshof groot geword in die ou Wes-Transvaal. Was jou ouers ook ywerige kerklopers? Was hulle self predikant, jou pa? My pa het in die bank gewerk. En ek gaan nou maar die naam van die bank noem, want ek weet hy sou dit daarvan hou. Hy het in Volkskas gewerk. Die gevolg is, Volkskas amptenare is op 'n gereelde basis verplaas. En so was ek in 2 laerskole, Generaal Jacques Pienaar Laerskool in Capital Park in Pretoria, vir my eerste 3 laerskooljare, en van standaard 1, die huidige graad 3, tot en met graad 7, standaard 5 soos ons dit destyds genoem het, was ek in Kempton Park by Kreft Laerskool gewees. En toe was ek, glo dit as jy wil, vir presies 'n maand in Afrikaans Hoërseens skool in Pretoria gewees. En hoe ek daar te lande gekom het, my pa het op daardie stadium, hulle Volkskas amptenare moes so 'n kursus deurloop, so 'n bestuurskursus, voordat hulle bestuurder van 'n tak kon word. En presies 'n maand later het hulle gedink, my pa weet nou genoeg om 'n bankbestuurder van 'n klein Volkskas takkie in
Sannieshof in Wes-Transvaal te word en so het ek op Sannieshof tereggekom. So my pa was 'n bankamptenaar, my ma was 'n verpleegster. Daar is glad nie predikante in my voorgeslagte nie. Ek was so bietjie die verrassing vir die hele familie gewees. En my ouers was regtig gewone mense. Afrikaanse mense, lidmate van die NG Kerk, ek wil sê meer lewende lidmate. Ek kan nie onthou van 'n tyd wat my pa nie op die kerkraad was nie, my ma betrokke by die vrouediens van die kerk, maar niks oordrewe nie. Trouwens baie sober en niks dweperig, niks daarvan nie. Gewone gelowiges. En vertel ons van jou grootwordjare en dan veral seker met jou hoërskooljare op Sannieshof. Wat 'n Ja. soort kind was jy? Was jy 'n gehoorsame kind wat uiteindelik toe nou 'n dominee kon word? Kom ek sê so, ek kom in standaard 6 op Sannieshof. Ek kom van Pretoria, van die rand, die Oosrand. Ek is 'n stadsjapie. En hier beland ek in 'n landbouskool. Sannieshof is 'n landbouskool. 90% van my klasmaats kom van plase af. Hulle paas is boere en ek moet leer van mielies en grondboontjies en sonneblomme en ek moet help om 'n koei te melk. Ek dink ek het dit net een keer gedoen toe hulle besluit hulle wil nie die koei weer daaraan blootstel nie. So met ander woorde, dit was vir my 'n geweldig verrykende ervaring. Hier kom hierdie rou stadsjapie en hy kom in aanraking met gewasse soos mielies en grondboontjies. Ons moes byvoorbeeld vir punte grondboontjies pak nadat hulle uitgetrek is. Dis 'n kuns hoor, dat daai grondboontjies in sulke hoope gepak word dat die grondboontjies nie vrot nie. Jy kry punte daarvoor. Nou weer 'n keer, vir my was dit absoluut 'n wonderlike verrykende ervaring. Ek het die manier waarop ek leer druiwe snoei het, later sommer toegepas op my roostuin hier in Bloemfontein. Jy hou 2 oogies oop en dan knip jy in. Dit het nogal gewerk. So met ander woorde, ja, my Sannieshof ervaring, daai Wes-Transvaalse platteland, die manier waarop ons as inkommers ontvang is, het ons net as 'n gesin ook heeltemal oorweldig. En as ek nou moet eerlik sê, Pieter, jy moet nou onthou, my pa was 'n bankbestuurder van Volkskas op Sannieshof. Terwille van hom kon ek ook nou nie te veel uit die spoor uittrap nie. Ek was van tyd tot tyd so bietjie op die rand. Ek onthou, ek het een aand 'n goeie dragslag gekry, omdat ek en vriende klippe op die bure se dak gegooi het, en ons het gedink dis baie snaaks. Vandag is dit 'n kriminele oortreding. En ek onthou my pa het my 'n pak slaag gegee, maar beide ek en hy het geglimlag terwyl hy dit doen. Jy weet, ek dink ek was 'n doodnormale skoolseun wat nie te ver uit die spoor getrap het nie. Kom ons kom by universiteit. Jy is toe RAI toe wat vandag Universiteit van Johannesburg is en jy het admissie gaan swat. Hoe was daai jare van admissie swat? Jy sê nou jy was nou jaloers as jy hoor wat die regsstudente gedoen het. Maar vertel ons van RAI en admissie en so aan. Nou hoe ek by RAI beland het, is ook my pa word toe van Sannieshof af verplaas na die Randburg tak van Volkskas toe. En ons was almal opgewonde oor die stigting van hierdie Afrikaanse universiteit aan die rand. Ons was opgewonde oor die rektor, professor Gerrit Viljoen. En RAI was gretig om studente te kry. Jy moet onthou, dis 'n universiteit wat van niks af begin het in 1968 oopgemaak. Ek was in 1972 eerste jaar, so hy was maar 4 jaar oud. Ons het by 'n ou bierbrouery in Braamfontein klas gehad. En hulle wou ook graag die admissiegraad van die grond af kry, so ek het 'n aantreklike beurs gekry sommer dadelik. En weet jy, vandag is ek baie dankbaar
ook daardie ervaring van om op minstens aan 2 universiteite te kon studeer. Veral onder die dinamiese leierskap van die destydse rektor, professor Gerrit Viljoen. Hy was 'n skoonbesem wat skoon gevee het, wat nuut begin het, en dit was regtig 'n ervaring om aan RAI te studeer. Die klem by RAI is, jy as 'n student moet hier leer dink vir jouself. Onafhanklike kritiese denke is as dit ware by ons ingeprent. En ek sal altyd dankbaar wees vir daardie akademiese aar wat raakgebore is en wat bygedra het tot my éventuele belangstelling in die wetenskaplike bestudering van teologie, om dit nou maar breed te stel. En dit was 'n tyd, jy weet, ek dink daar was daardie tyd ongeveer so 2000 studente in totaal by die universiteit. Dit was soos 'n groot hoërskool. Jy het so min of meer almal geken. So dit was 'n baie lekker tyd, en ek sal nooit vergeet die dag toe ek graad kry, toe noem professor Viljoen my op my noemnaam. Nou jy weet, dit is net, en ek was nou glad nie 'n prominente student of so nie, maar hy het die studente regtig geken. En dis klein goedjies wat 'n mens bybly en wat meegewerk het om te maak wie ek uiteindelik geword het. Jy het uiteindelik 'n meestersgraad gekry by RAI, maar jy is ook tikkies toe om verder daar te studeer. Dis korrek. Kyk, destyds het die opleiding in die predikantsopleiding in die NG Kerk het so gewerk, jy het 'n BA admissie. Admissie beteken jy met hierdie graad kry jy toelating tot die teologiese fakulteit, jy het die taalvereistes van Grieks en Hebreëus gehad, ensovoorts. En toe was die Universiteit van Pretoria vir my die volgende logiese keuse. Stellenbosch was daarom net op daardie stadium 1500 kilometer te ver, jy weet, teenoor 60 kilometer van Johannesburg na Pretoria toe. En toe was ek in 1976 'n eerstejaars student vir die sogenaamde BD-graad, die Baccalaureus Divinitatis, aan die teologiese fakulteit van die NG Kerk destyds aan die Universiteit van Pretoria. Jy het toe 'n gemeentedominee geword in die Laagveld. Het jy in daai tydperk wat jy die gemeentepredikant was toe jou doktorsgraad gedoen? Ja, ek het reeds toe ek in my finale jaar was, in 1979, het ek toe al my BD graad gehad, en destyds, dit was 'n sogenaamde gevorderde B-graad, kon jy direk, as jy 'n BD graad het, kon jy inskryf vir jou doktorsgraad. So ek het gelyktydig ingeskryf vir my nagraadse diploma in teologie, my 4 jaar op teologiese fakulteit, en tegelykertyd vir my doktorsgraad in Ou Testament. So ek was besig met my doktorsgraad terwyl in Nelspruit Suid was, en ek moet sê, die gemeente het dit verwelkom, hulle het my aangemoedig, hulle het my absoluut ondersteun. Dit was ook 'n plesier gewees om te weet, ek doen dit met die medewete en die goedkeuring van die gemeente waar ek destyds toe predikant was. En om in die Laagveld dominee te wees, Pieter, dis 'n voorreg wat min dominees gegeen word. En vreemd genoeg, dis meer as 40 jaar later en ek het vandag nog kontak met daardie gemeente. Was dit vir jou lekker om 'n gemeentedominee te wees? Jy weet, die lief en die leed van gemeentelede, sekerlik ook die gevegte onder gemeentelede om huisbesoek te doen, om bazaars betrokke by te wees en so aan. Weet jy, die kort antwoord is ja, dit was vir my lekker. Maar nou moet jy ook in gedagte hou, ek was maar vir 2,5 jaar 'n doodgewone gemeentedominee. Met ander woorde, een van my vriende het gesê, Fanie, jy het akademie toe gegaan terwyl jy nog eintlik in die witbroodstyd van 'n gemeentedominee was. Jy weet, so ek het die voorbereiding van preke baie geniet. Huisbesoek was 'n manier om by lidmate in hulle huise
maar ook in hulle persoonlike lewe in te kom. Mense deel baie persoonlike goed met jou in so 'n huisbesoek situasie en ek het dit ontsettend hoog geag. Dit was werklik iets spesiaals. Maar Pieter, moet ek sê, om 'n dominee te wees psigies is dit nie maklik nie. Dit vat werklik baie. Jy weet, jy is die een oomblik by die huis waar daar 'n baba gebore is en jy saam met daai egpaar bly oor 'n baba wat gebore is en 2 ure later moet jy mense gaan bystaan wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Jy weet, daardie absolute ekstreme pole van emosies wat 'n mens moet hanteer as 'n gemeentepredikant. Op die lange duur dink ek dit is regtig moeilik en ek haal my hoed af vir predikante wat 40 jaar in 'n gemeente diens doen. Maar vir die tyd wat ek daar was en ook gegee die besondere omstandighede van Helspruit Suid gemeente, ek en die gemeente, as ek dit nou so mag sê, ons het regtig geklik. Jy weet, dit was 'n gelukkige huwelik. En ek kon myself regtig uitleef in daardie gemeente. Jy het nou genoem dat jy jou doktorsgraad gedoen het oor Ou Testament of in die Ou Testament. Waaroor het jy navorsing gedoen? Waaroor het jou studie gegaan? Kyk, Pieter, die Ou Testament is 'n omvangryke boek. Dit hoef ek nie vir jou te vertel nie. So 'n mens moet noodgedwonge 'n keuse maak. Die keuse wat ek gemaak het, is die profetiese literatuur van die Ou Testament, met ander woorde Jesaja, Jeremia, Esegiel en die 12 sogenaamde klein profete. En binne daardie korpus van literatuur moes ek toe nog verder my aandag toespits. Jy weet, 'n doktorsgraad is 'n toegespitste, gespesialiseerde studie. Het ek op die boek Maleagi besluit. En in die boek Maleagi het ek ontdek Maleagi bring sy boodskap tuis deur konstant gebruik te maak van antiteses, van kontraste. Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Goeie priesters, slegte priesters. Hoe die situasie nou is, hoe die situasie gaan wees. En dit is toe regtig nog nooit ordentlik nagevors en te boek gestel nie. En dit is toe wat ek op die ou einde gekies het as 'n tema vir my proefskrif. En nou moet ek ook sê, die Ou Testament, ek dink jou dosent het ook baie te doen met watter vakrigting jy op die ou einde kies. My dosent was professor Willem Prinsloo. Hy het absoluut boeiende lesings aangebied. Hy het my belangstelling in die Ou Testament aangewakker, doodgewoon met die manier waarop hy klas gegee het, met die manier waarop hy die Ou Testament aan ons ontsluit het. En dan wou ek graag met die teks van die Bybel werk. Ek wou met die Bybel self werk. En dit is toe wat aanleiding gegee het tot my studie van die Ou Testament in die besonder en die profetiese literatuur en op die einde die boek Maleagi heel spesifiek. Dis interessant dat jy nou Maleagi noem, want ek dink baie mense blaai baie keer verby daai boeke soos Obadja, Jona, Micha, Nahum en so aan. Psalms en die Spreuke en al daai boeke is nou Genesis, Exodus, baie gewild. Hoekom dink jy is die Ou Testament interessant? Pieter, die Ou Testament boei 'n mens omdat die Ou Testamentiese gelowiges wat ek noem 'n aardse geloof het. Hulle het nie van geloof filosofiese ding gemaak nie. Daarin bestaan dat hulle afhanklikheid van God konkreet beleef het in die 2 of 3 beeste wat hulle gehad het, die 5, miskien 5 skape, die opbrengs wat die land bied. Dit was met ander woorde 'n aardse geloof. Dit was nie 'n spekulatiewe geloof nie. Die eerlikheid waarmee Ou Testamentiese gelowiges hulle geloof verwoord het. In byvoorbeeld die psalms. Jy weet, ek dink aan 'n psalm soos Psalm 13 waar die digter vir die Here sê: Here, vertel nou net 'n bietjie vir my, hoe lank gaan U my nou nog bly vergeet?
Jy weet, dis daarom reguit taal. Ek sal 'n bietjie huiwerig wees om so 'n gebed tot die Here te bid. Maar dit is die Ou Testament, dis hierdie eerlike worsteling met God in die realiteit van 'n elke dag se bestaan wat nie altyd maklik was nie. En dan natuurlik die ongelooflike diversiteit en verskeidenheid in die Ou Testament. Jy weet, mense het prosa, jy het poësie, jy het historiese boeke wat die verhaal vertel, jy het psalms, jy het boeke soos Spreuke in Prediker wat ons wysheidsliteratuur noem. Jy het die profete wat vir die gelowiges van destyds vertel het, so behoort julle te lewe. Dit is hoe God se wil vir julle in hierdie tyd lyk. Daar is net 'n ongelooflike verskeidenheid in die Ou Testament wat die Ou Testament 'n boeiende boek maak om te lees. Fanny, jy het toe nou jou doktorsgraad gekry en kort daarna dink ek is jy toe Universiteit van die Vrystaat toe. Jy was ook een van die jongste predikante in daardie stadium of dosente in daardie stadium wat aangestel is daar. Ek is einde 1983, destyds het dit so gewerk, die NG Kerk het 'n dosent beroep en die universiteit het die dosent dan aangestel. Vandag werk dit eintlik net andersom. 'n Universiteit stel 'n dosent aan en indien daardie persoon 'n lidmaat van die NG Kerk is, kan hy ook bevestig word as dosent. Toe was ek interessant genoeg nog nie klaar met my doktorsgraad nie. Ek het my doktorsgraad in 85 gekry. Ek is 1 Januarie 84 aangestel as senior lektor in die departement Ou Testament by die Universiteit van die Vrystaat. So ek het nog nie my doktorsgraad gehad nie, maar ek kon die liggaam wat die beroep uitbring daarom oortuig dat ek taamlik ver heen is alreeds met my doktorsgraad. Interessant genoeg, die dag toe ek afskeid neem van Nelspruit Suid, toe sê een van my ouderlinge vir my, jy word nou 'n dosent in Ou Testament en jy's 'n dosent van die NG Kerk. Ek dink nie die NG Kerk gaan ooit weer die fout maak om so 'n jong man te beroep soos wat jy nou is nie. Jy weet, ek was 29. Jy weet, in die gangbare gebruik destyds was om 'n dosent aan 'n teologiese fakulteit van die NG Kerk te word, moes jy daarin eers so 'n bietjie jou spore verdien het as 'n dominee en moes jy daarin verkieslik al 'n doktorsgraad gehad het. So die feit dat ek na 2 jaar 9 maande sonder 'n doktorsgraad tog beroep is as 'n dosent, nou ja, dit is so bietjie, dit was so bietjie iets uitsonderlik, dink ek. En ek dink nie die NG Kerk het toe ooit weer daai fout gemaak nie. Jy is al dekades lid en deel van die NG Kerk en soort van uit die aard van jou beroep in die hoër kringe van die NG Kerk, as ek dit so kan stel. En oor hierdie tydperk, oor die dekades wat jy nou al deel is van die NG Kerk, het daar baie dinge al gebeur in die NG Kerk. Baie debatte van hoede en vroue. Maar ek dink een van die groot goed was in 86, daai algemene sinode waar Prof Heinz die voorsitter was, dink ek, die moderator oor die kerk en samelewing. En waar die kerk uiteindelik besluit het of gesê het, apartheid is sonde en onmenslik, nadat die kerk vir baie dekades gesê het apartheid uit die Bybel uit geregverdig het. Vertel ons 'n bietjie van daai sinode, daai tydperk binne die kerk. Net vinnig eers net so biografiese nota. Toe ek dosent word en dis eintlik die akademie betree, het ek te gelykertyd ook besluit ek gaan nie onbetrokke by die kerk wees nie. Ek was inderdaad, soos wat jy gesê het, ek beskou dit as deel van my roeping, kan 'n mens sê, om 'n aktiewe betrokke lidmaat van die kerk te wees, en was ek inderdaad bevoorreg, soos wat jy gesê het, om heelwat van die debatte in die NG Kerk mee te kon maak. Pieter, nou moet jy onthou, ons is in 1986, dis 40 jaar gelede. 1986 was die tyd van die noodtoestand. 1986 was die tyd toe ons deur metaalverklikkers moes stap as jy by 'n supermark ingaan. 1986 was die tyd van 'n intensiteit in die konflik
in Namibië die sogenaamde grensoorlog. En te gelykertyd was dit ook die tyd waar die ideologie van apartheid begin verkrummel het. Meer en meer mense het ingesien dat hierdie ding gaan nie werk nie. Weet jy wat het my persoonlik tot daardie oortuiging gebring? Is my kontak met swart dominees uit die destydse NG Kerk in Afrika, waar ons vanuit 'n gemeenskaplike grond, naamlik ons geloof in Jesus Christus, ons lidmaatskap van die NG Kerk, al is dit nou die NG Kerk in sy wit gestalte en die NG Kerk in Afrika in sy swart gestalte, daar uit wat swart dominees vir my vertel het, wat hulle beleef het. Dit het net as dit ware in my gesig ontplof. Hierdie ding kan nie, het nie, mag nie en sal nie slaag nie. Ek ontvang eendag 'n swart dominee by my pastorie in Nelspruit. En hy sê vir my, jy is baie ryk. Ek sê vir hom, hoekom sê jy so? Hy sê, ek het 14 stoele in jou huis getel. Nou as jy dink, dat 8 stoele om ons eetkamertafel en ons het 6 sitplekke in ons sitkamer gehad. Ek onthou dit tot vandag toe nog, dat rykdom vir daardie dominee het hy gemeet aan die aantal sitplekke vir mense in 'n huis. Nou jy weet, dis sulke insidente. Ek was weer een keer op besoek aan hom by sy huis. En ek ry in daai swart woonbuurt in en ek besef net, is dit wat ek hier ry, is dit 'n pad? Kan 'n mens dit 'n pad noem? Ek het met moeite by sy huis gekom, want dit is nie slaggate nie, dit was dongas gewees. So verstaan jy, ek het my kontak met medegelowiges binne die NG Kerk milieu het op 'n persoonlike vlak my net laat besef, hierdie storie gaan nie werk nie. En gelukkig is ek toe nie die enigste een in die NG Kerk wat so dink nie. Die dokument Kerk en Samelewing sien die lig. Interessant genoeg, Kerk en Samelewing was eintlik 'n hersiening, maar eintlik 'n totale herbesinning oor 'n vorige dokument van die NG Kerk, Ras, Volk en Nasie, in die lig van die skrif van 1974. Nou, jy kan sommer uit die 2 titels uithoor, né? Ras, Volk, Nasie. Dis apartheidstaal daai, né? Kerk en Samelewing praat van kerk en samelewing. Apartheid is weg daar. En inderdaad, by daardie dokument, in daardie dokument het die NG Kerk hom amptelik gedistansieer van sy ondersteuning van die beleid van apartheid in die verlede. En dit het natuurlik dramatiese gevolge binne die NG Kerk gehad. Daar is saamtrekke gewees. Kyk, in 1986 het die Algemene Sinode dit besluit. In 1987 sit al die streekse nodes toe. En hulle moet toe ook eintlik hierdie dokument goedkeur. En ek is teologiese adviseur by Oos-Transvaal Sinode, ek is by die Vrystaatse Sinode. En die saak is ongelooflik heftig gedebatteer en by wyse van terugskouing, Pieter, dink ek, ons moet vandag 'n bietjie skaam wees. Gewoon oor die gehalte van ons argumente, die gehalte van die vlak van debatvoering daardie tyd. Ek dink nie ons het regtig beantwoord aan wat 'n mens sou verwag van 'n kerk, ook waar jy heftig verskil nie. En op die ou einde is Kerk en Samelewing as 'n beleidsdokument van die NG Kerk aanvaar. Hy's 'n bietjie hersien en by die 1990 Sinode hier in Bloemfontein destyds is dit toe met 'n paar amendemente finaal aanvaar as die beleidsdokument van die NG Kerk. Maar dit was heftige tye, jy weet. Prof, jy het nou so vinnig die soort van verduidelik die omstandighede waarbinne Kerk en Samelewing
uiteindelik aanvaar is. Ek dink toe hy uiteindelik finaal aanvaar is, was dit ook nou al na die val van die Berlynse muur. Ek praat nou van ander goed wat in die wêreld gebeur het en de Klerk se toespraak in PW Botha wat nie meer daar was nie en so aan. Maar dit het geweldige reaksie gehad en 'n kettingreaksie eintlik op 'n manier, want die NG Kerk het toe geskeur en die Afrikaner Protestante Kerk, die APK, is toe gestig in daai tyd. Ja, inderdaad. Inderdaad. En kom ons sê, en ek het in daardie tyd, jy weet, dit was tydens die tyd toe professor Johan Heinz moderator van die kerk was, en ek onthou hoe dat Johan Heinz by geleentheid teenoor my in 'n gesprek gesê het, hy hoop nie hy word onthou as die moderator onder wie se leiding die kerk geskeur het nie. Met ander woorde, en daarmee wil ek sê, as 'n kerk, nou ek wil dit dan nie heeltemal 'n skeuring noem nie, jy weet, dit was meer 'n afsplitsing. Dit is 'n ingrypende gebeurtenis. Dit is 'n ingrypende gebeurtenis. Families is in twee geskeur. Familie, skoonfamilie, ouers, kinders. Ouers wat besluit, ek wil met die NG Kerk niks meer te doen hê nie. Kinders wat besluit, ons bly in die NG Kerk. Die vrou se familie wat sê, maar ons bly in die NG Kerk. Die man se familie sê, ons gaan oor na die Afrikaanse Protestante Kerk toe. So die ontwrigting en die hartseer wat dit ook in Afrikaanse families gebring het, dink ek nie is ooit regtig al ordentlik nagevors en 'n bietjie te boek gestel nie. Dit was 'n traumatiese tyd vir die NG Kerk. Geskiedkundiges sê mense leer nie uit die geskiedenis nie, en nie so lank terug nie. En ek weet jy is nou nie 'n lidmaat van die Hervormde Kerk nie, maar die Hervormde Kerk deur min of meer dieselfde proses gegaan, en daai tyd was daar ook hofsaake in die 80's oor kerkgeboue en eiendom en so aan, behalwe nou die families wat geskeur is. So dit was tog 'n baie dramatiese tyd, en die Hervormde Kerk gaan nog steeds deur 'n soortgelyke proses met die steeds hervormers en so aan. Wat sou jy uit die geskiedenis, uit jou belewenis van daai tydperk in die NG Kerk in 86 en 1990 vir die Hervormde Kerk wou sê? Kom ek gaan dit in die algemeen sê, dit nie net aan die adres van die Hervormde Kerk nie, aan die kerk. Ek dink ons moet regtig leer om met begrip na mekaar te luister. In die kerk, Pieter, is ons altyd op soek na eenheid. Ons wil nie mense uitmekaar dryf nie, ons wil mense juis bymekaar bring. En as jy gaan kyk na besluite wat spesifiek binne die NG Kerk, ons omtrent al die kontroversiële besluite is maar so bietjie iets van 'n kompromie. Ons gee maar 'n bietjie toe na verskillende kante toe. En ek dink veral in 1986 in daardie en 87, daardie turbulente tyd toe die Afrikaanse Protestantse Kerk gestig is, vra ek myself af, het ons regtig genoeg na mekaar geluister? Het ons wat ten gunste van kerk en samelewing was, het ons die vrese van mense wat dit nie wou doen nie, gehoor, want hulle was bang. Jy weet, mense het gesê, as ons ja sê vir kerk en samelewing, gaan daar volgende Sondag 3 busse vol swart mense by ons gemeente afgelaai word. Die kerk gaan oorstroom word. Verstaan jy, dis daai gogga maak vir baba bang tipe argumente. Ek dink ons moet met uiterste geduld luister na albei kante toe, né? Nie net van ons moet na albei kante met deernis, met begrip luister na mekaar en kyk of ons dan nie tog by 'n standpunt kan uitkom waarin ons vir mekaar sê ons kan mekaar vind op hierdie gronde nie. En dit het later van tyd tog wel gebeur, né, dink ek. Fanie, 'n ander groot kwessie wat nou op die oomblik in die nuus is die vrou in die ampt in die Gereformeerde Kerk, of in die besondere ampte. Dink ek het een keer 'n spesiale sinode van die Gereformeerde Kerk bygewoon net oor die vrou.
Die NG Kerk het ook met die kwessie in die verlede al geworstel. Ek dink dit was in 1990 rond, as ek reg Mm. onthou, en Dis reg, ja. ek weet die Hervormde Kerk het al voor dit vir Prof Jolanda Dreyer Mm. gelegitimeer en aangestel. Ek weet nie of Greta Heymans die eerste vroue NG predikant was wat gelegitimeer is nie, maar sy was ten minste eerste in die Vrystaat as ek dit reg het. Mm. Sy was inderdaad die eerste in die NG Kerk. Met Greta en Jolande wat nou al en 'n hele gros ander vroue wat al baie lank in die Hervormde Kerk en in die NG Kerk is dit vir baie mense en vir vroue in die Gereformeerde Kerk, maar vir mense oor die algemeen baie onverstaanbaar hoe dit werk. Hoe kan vroue nog steeds nie in besondere ampte gelegitimeer word of ouderlinge of predikante word Mm. nie? En dit dink ek, as mens kyk weer na die briewe die afgelope week in die Sondagkoerante, daar's 'n baie groot stuk soort van seer en 'n gevoel van verwerping deur seker nou nie al die Gereformeerde Kerk vroue nie, maar baie vroue. My vraag is, die kerk, synodes, charismatiese kerke ook, maar sê nou maar die drie susterskerke neem altyd besluite en sê dis onder leiding van die Heilige Gees. Daar's nog hermeneutiek en eksegese en al sulke dinge Mm. wat Mm. ook 'n rol speel, maar adviseer die Heilige Gees nou vir verskillende synodes anders en so aan. Pieter, dis 'n baie moeilike vraag wat jy daar vra. En ek gaan nou sommer prompt uit sê. Ek dink kerke, sonder om na enige spesifieke kerk te verwys. Kerke moet baie versigtig wees om aanspraak te maak op die onfeilbare leiding van die Heilige Gees in besluite wat geneem is. Hoekom sê ek so? Omdat daar soveel besluite was wat geneem is en wat later gebleik het toe nie die toets van die skrif deurstaan het nie, wat duidelik nie onder leiding van die Gees geneem is nie. Ons moet eerder sê, ons oriënteer ons aan die Bybel en met die insig wat ons het in die Bybel as geheel, neem ons besluite na die beste van ons insig op daardie stadium. En dis omtrent sover as wat ek dink ons kan gaan. In wat die NG Kerk aanbetref het ons so op 'n tipiese NG Kerk manier gewerk. Daar is kommissies aangestel, kundige mense, eksegete, dogmatici wat die kwessie rondom die vrou in die amp grondig ondersoek het. Daar is 'n verslag voorberei, dis aan die sinode voorgelê. Tydens die sinode is die saak gedebatteer, onduidelikhede is uit die weg uitgeruim en uiteindelik, ek was by daardie sinode, weet jy, met 'n oorweldigende meerderheid. Dit was op die ou einde 'n non-issue dat vroue toegelaat is tot die ampt van ouderling en predikant. En hier moet ons weer 'n keer wat ek nou gesê het, ons moet leer om na mekaar te luister. Ons moet nie net luister na die standpunt wat my standpunt ondersteun nie. Ons moet ook luister na die standpunt wat iets anders in gedagte het as ek. En daarom is ek so bly dat beide die NG en die Hervormde Kerk die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika uitgenooi het tot 'n gesprek waarin hulle gesê het, ons wil graag hoor. Ons wil graag met julle in gesprek tree. Want ons het besluit om vroue tot die besondere ampte toe te laat op goeie eksegetiese, dogmatiese skrifgronde en ons wil graag met julle in gesprek tree daaroor. Waarom het julle anders besluit? Watter oorwegings was daar? En ek moet eerlikwaar sê, Pieter, ek dink, jy weet, kom ek sê, as 'n mens oor 'n tema soos die vrou in die amp praat, dan kyk jy na wat sê bepaalde tekste in hulle literêre en historiese verband, maar te gelykertyd kyk jy daarom ook na breë teologiese lyne wat loop in die Bybel. En ek moet nou eerlik sê, ek vind dit dat 'n kerk 'n besluit kan neem soos wat die GKSA geneem het by sy onlangse sinode. Maar ek dink dit bring 'n gevoel van
Trouwens, met vroue in die gereformeerde kerk met wie ek praat, dit is nog baie anekdoties, bring dit regtig waar baie sterk gevoel van verwerping, as ek dit so kan stel. En ek weet hierso in Johannesburg is gemeentes wat glad nie met die sinode besluit saamstem nie en waarskynlik deur die besluit van daai sinode hulle gaan moet losmaak van daai kerkverband, van die gereformeerde kerk Ja. van Suid-Afrika se verband. Nee, daardie besluit wat as dit ware as 'n valbuil bo kan die koppe van gemeentes hang. Hoorie, dit is daarom ook 'n harde besluit. As julle nie by ons inval nie, maak julle julleself los van die kerkverband. Let op die formulering, nê. Ek dink regtig dit is daarom 'n harde besluit. Maar Pieter, ek is nie lidmaat van die gereformeerde kerke nie en ek wil ook nie van buite af staan en kritiek lewer nie. Jy weet, ek dink ons moet sensitief wees ook in hierdie verband van om as dit ware van buite af nou kritiek te lewer op 'n kerk waarvan ek self nie lidmaat is nie. Maar die NG Kerk waarvan jy nou wel al vir dekades 'n lidmaat is, ook in taai worstelstryde gewikkel en dit gaan nou veral dan nou oor die laaste tyd oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, gay verhoudings, wat al eintlik, ek dink as ek dit reg het Dominee Cassie Karstens dit al baie dekades gelede op die agenda geplaas, maar dit is nou half op die spits gedryf die laaste 10 jaar of so, dalk bietjie langer. Dit lyk of die NG Kerk alreeds versplinter het met Koinonia en die Kairos netwerk, selfs Namibië, die sinode van Namibië wat hulle losgemaak het van die algemene sinode ensovoorts. Wat is jou siening oor al hierdie goeters? Ja, dit is ook inderdaad 'n baie sensitiewe saak en ek is ontsettend jammer oor die afsplitsings en kom ons noem nou maar die sterker woordskering wat al klaar plaasgevind het, maar minstens Pieter het ons nie so ver gegaan soos met kerk en samelewing nie. Sien jy, ons het minstens is daar nie 'n aparte, 'n ander kerkverband al gestig nie. Minstens probeer ons nog, kom ons sê, binne die strukture van die NG Kerk bly. En dit gee my op 'n vreemde manier tog 'n bietjie moed. En dit lyk net vir my, Pieter, dit is 'n hekkie waaroor sommige lidmate net nie kan kom. Dat mense van dieselfde geslag in 'n verhouding van liefde en trou mekaar kan vind nie. En ek het begrip daarvoor. Ek het alle begrip daarvoor. Dit is inderdaad vir heteroseksuele mense moeilik om te verstaan dat daar mense is wat 'n homoseksuele aantrekking tot mekaar het. Maar as dit die toets van liefde en trou, dis die woorde wat telkens gebruik is in besluite wat die NG Kerk geneem het in hierdie verband, dan is ons argument mos dis 'n verhouding van liefde en trou. Dit gaan nie in die eerste plek oor die geslagtelikheid van persoon A en persoon B nie. Soos wat ek dit probeer verstaan, is dit net vir sommige lidmate 'n bridge too far. Dit is net, die hekkie is net te hoog. Ons kan onsself nie vind in 'n standpunt wat sê dat mense van dieselfde geslag regtig in 'n verhouding van liefde en trou met mekaar kan bestaan nie. En kom ons hoop dat ons mekaar gaan vind. Interessant nee Pieter, die verskuiwing wat in hierdie verband in die debat gekom het. Die debat het begin met die debat oor selfde geslag verhoudinge. Kan dit of kan dit nie in terme van die Bybel? En toe, dit is my indruk, toe die argument dat dit inderdaad kan versoen word met die Bybelse boodskap, daardie breë teologiese lyne waarvan ek nou gepraat het, toe verskuif die debat na die kwessie van skrifgesag, na 'n bedenklike hermeneutiek. Toe is dit nie meer selfde geslag verhoudinge is nie nou meer die fokus nie. Nou is die fokus, eintlik het ons probleme begin
met 'n bedenklike manier waarop teoloë met die Bybel omgaan. En weer 'n keer, weet jy Pieter, daar is darem maar verslae op verslae in die Handelinge van Synodes wat die manier waarop ons in die NG Kerk met die Bybel werk duidelik uiteensit. Ons is 'n kerk wat die vrug van die reformatie is. En een van die slagspreuke van die reformatie was sola scriptura, die skrif alleen. Die Bybel is die brondokument van die kerk. Die Bybel is die dokument waaraan die kerk kom aan mekaar oriënteer. En ons in die NG Kerk neem dit ernstig op. En hieroor sal ons met mekaar ook aan mekaar maar in gesprek moet bly. Regtig, ons moet mekaar nie hier los nie. Dis interessant dat jy nou sola scriptura noem, die skrif alleen, want jy was nou dekaan van teologie in Bloemfontein. Jy's nou nog steeds verbonde aan die fakulteit en jy het nou geraak aan die kwessie of so begin raak aan die kwessie, maar een van die ernstige goed soos jy nou genoem het is skrifgesag, die eksegese en so aan en daarmee saam teologiese opleiding. By die gereformeerde kerk is dit nou al so, dink ek, dat hulle nie meer omtrent in pots dominees oplei vir die gereformeerde kerk nie. Daar's baie keer aanvalle op teologie fakulteite waar die NG Kerk sy predikante oplei. Wat maak jy van die storie? Ja, weer 'n keer, dis altyd jammer dat dit gebeur met gebrekkige inligting. Mense maak wilde beweringe en dit word populêr aangebied sonder om regtig na die persoon toe te gaan oor wie dit eintlik hier gaan en sy of haar bona fides in terme van gehegtheid aan die Bybel, die leer ensovoorts na te gaan. In al my jare as dosent van die NG Kerk aan die teologiese fakulteit en as dekaan en in my kontak met die ander twee fakulteite, Stellenbosch en Pretoria, waar predikante van die NG Kerk opgelei word, het ek nog nooit iemand ontmoet wat onsensitief teenoor spesifiek die NG Kerk is nie. In alle gevalle is daardie mense werklik geheg aan die kerk. Dit beteken natuurlik nie dat hulle onkrities is nie. En dit moet ons in die kerk ook verwelkom. Jy het 'n kritiese stem in die kerk nodig om jouself altyd weer te toets. Is ons hier nog op die pad of nie? So, Pieter, ek dink regtig, kom ons kyk na kwessie vir kwessie en ons weer 'n keer, ons praat, ons hoor. Hoekom sê ons wat ons sê na albei kante toe? So is jy tevrede met die teologiese opleiding by die 3 fakulteite waar NG Kerk predikante opgelei word? Pieter, ek kan regtig sê op hierdie stadium het ek geen twyfel in my gemoed dat ons opleiding van studente aan al 3 teologiese fakulteite van hoogstaande gehalte en standaard is. Ek het regtig nie slapelose nagte daaroor nie. Veral as jy predikant is gevaarlik om met my te praat. Ek het so 2 jaar terug met die moderator van die NG Kerk, die huidige moderator Dominee Jan Libbe gepraat en daar het 'n baie lang proses van klagte teen hom begin met baie persoonlike gevolge vir hom, klagtes van dwaalleer en kettery en so aan. Deur iemand van die teologie fakulteit van Bloemfontein, voormalige dosent daar. Jan is onskuldig bevind uiteindelik. Dink daar's weer 'n appelproses of iets as ek dit reg het, maar dit daar gelaat, maar jy is ook wel aangekla vir dwaalleer. Dit is omtrent die enigste skaduwee in my loopbaan as dosent. Aan die begin van 2005 gee ek klas vir die 5de jaar teologie studente in 'n module wat juis handel oor die profetiese literatuur van die Ou Testament, dit waarop ek gespesialiseer het. En die boek Jesaja kom aan die orde en ek maak die stelling dat ons mooi moet dink of die sogenaamde knegg van die Here waarvan daar sprake is in die boek Jesaja 'n voorspelling is
'n messiaanse voorspelling is van Jesus Christus. En uiteindelik maak ek die punt dat dit nie so is nie. Wat eerder gebeur het, is dat Jesus vanuit die Nuwe Testament maak daardie uitspraak op hom van toepassing. So jy kom agter dis 'n verskil. Die een sê dis 'n voorspelling van Jesus. My standpunt is Jesus gebruik daardie figuur uit die Ou Testament en maak dit op hom van toepassing. Nou dit maak nie van die knegt van die Here liedere in Jesaja voorspellings van Jesus nie. En daar's ontstaan 'n heftige diskussie in die klas en ek geniet dit verskriklik. Dit is wonderlik dat die studente so sterk voel oor standpunte in die Bybel. En 2 weke later kry ek 'n brief wat sê nee, maar ek is aangekla van leerdwaling omdat ek die messiaanse interpretasie van die knegt van die Here liedere in die boek Jesaja ontken en dit publiek in 'n lesing gestel het. Nou weet jy Pieter, wat die swaarste vir my was die manier waarop jy dit persoonlik moet hanteer. Kyk, ek kan 'n saak hanteer. Ek kan die saak beargumenteer. Ek kan argumente vir en teen 'n saak opstel, maar in 'n sekere sin raak dit tog ook jou diepste geloofs-oortuigings. En dit raak ook jou familie. My dogter is 'n tweedejaars student aan die universiteit. Sy's vriende met teologie studente. Ek hou dit weg van hulle af. Ek beskou dit as 'n interne saak. Sy kom na my toe en sy vra vir my, is pa alright? Want ek hoor pa is in groot moeilikheid. Nou jy weet, dis nie, hoe verduidelik jy dit nou aan jou kind? Al is sy 'n tweedejaars student, hoe verduidelik jy dit? Ek is op pad na 'n klas toe, dan keer studente my in die gang voor en sê, ons het gehoor van hierdie klag, ons wil net weet, mag prof nog klas gee en mag ons die lesings bywoon? Jy weet, nou dit is regtig, dit is ontstellend. En dit gebeur toe ook in 'n tyd, interessant genoeg, dat daar by ander dosente, by die ander 2 fakulteite, toevallig ook in Ou Testament, soortgelyke klagtes teen hulle is. So dit was so 'n mode gewees. Maar Pieter, en hier haal ek my hoed af vir die dagbestuur van die Vrystaatse Kuratorium van die NG Kerk. Ek moet myself gaan verantwoord teenoor hulle en terloops, jy weet, baie van daardie predikante wat daar sit, is oud studente van my wat intussen predikante geword het en op die kommissie sit. Hier moet ek my verantwoord teenoor oud studente van my, maar hulle die saak aangehoor en besluit hierdie saak het eintlik geen meriete nie. So ek is relatief lig daarvan af. Dit het 'n letsel gelaat. Dit het seer gemaak op 'n manier waarvan ek die intensiteit nie altyd besef het nie. Dit was 'n slegte ervaring. Voeg daarby, hierdie goed gebeur toe Februarie, Maart, April. My pa is terminaal siek aan prostaatkanker. Hy is Augustus maand van daardie jaar oorlede. Ek is besig om afskeid te neem van my pa. Hy wil my graag sien. Jy kan verstaan dat op persoonlike vlak was dit nie 'n maklike tyd daardie jaar 2005 nie. Maar genadiglik, dis 20 jaar later en mense is dankbaar vir die afloop wat op die ou ende 'n goeie afloop gehad het. Fanny, maar ondanks hierdie gebeurtenis in 2005 met die student wat jy nou aangekla het, geniet jy dit om klas te gee vir studente? Pieter, ek kan met my hand op my hart sê, in die 40 jaar wat ek dosent was aan 'n teologiese fakulteit, het ek nooit eendag moeg geword vir klas gee nie. En ek is baie ernstig as ek dit vir jou sê. Ek het nooit my lus vir klas gee verloor nie. En wat lekker is, hoe ouer 'n mens word, hoe meer gemakliker word jou verhouding met studente. Ek het byvoorbeeld, jy weet, die universiteit se beleid was,
Studente is verplig om lesings by te woon. Dit staan iewers in 'n regulasie. 'n Student is verplig om lesings by te woon. Elke jaar, aan die begin van die jaar met my eerste lesing, dan sê ek vir die studente, ek is bewus van daai reëling, maar wat my betref, die bywoning van my lesings is opsioneel. Jy hoef nie te kom nie. Maar, en hier's die voorwaarde, ek mag nie die oorsaak wees dat jy wegbly van my lesings af nie. Met ander woorde, as jy laat gekuier het die vorige aand en jou kop is 'n bietjie seer, of jy het verslaap, of jy's lus vir om 'n lang naweek te vat en jy kom eers Dinsdag terug in die Ou Testament klas as Maandag, ek het daar geen probleem mee nie. Maar as ek die oorsaak is dat jy nie my lesings bywoon nie, soos byvoorbeeld dat ek jou verveel, soos byvoorbeeld dat my lesings nie op standaard is nie, soos byvoorbeeld dat ek nie voorbereid is nie, soos byvoorbeeld dat ek miskien 'n kwetsende opmerking bedoeld of onbedoeld kwyt geraak het, as ek die oorsaak is, dan moet ek dit weet. En Pieter, weet jy, die wonderlike ding is, ek het nooit 'n probleem gehad met die bywoning van studente van my klasse nie. Hulle was daar. Sommige studente het soms, voordat hulle nie by 'n lesing is nie, by my kom verskoning maak en sê, hulle wil nou net sê, ek moenie sleg dink van hulle nie, maar by Maandag se lesing sal hulle nou nie wees nie, as gevolg van een of ander familieding of wat ook al. So, dis wonderlik om met studente te werk. En kom ons sê dit ook nou van mekaar. Studente, Pieter, is basies intelligent. Ons moet nie die intelligensie van studente onderskat nie. Nee, studente is basies intelligent. Jy kom op universiteit omdat jy 'n bepaalde intelligensie het. So jy kan hulle nie sommer met 'n kluitjie in die riet wegstuur nie. Ek wou dit ook nie doen nie. En daarom was my kontak, my interaksie met studente altyd een groot plesier. Fanie, ek dink, jy weet, daar's baie keer is daar die omstrede kwessies binne die NG Kerk of wat die NG Kerk in die nuus laat beland. Maar mense vergeet ook dikwels die NG Kerk wat 'n reusagtige en enorme liefdadigheidsorganisasie of barmhartigheidswerk die NG Kerk doen. Ek dink dit is letterlik amper groter as die regering se departement van maatskaplike ontwikkeling met 'n baie kleiner begroting. Dink jy mense vergeet dikwels hierdie kant van die NG Kerk? Ek dink nie, Pieter, ek dink nie hulle vergeet dit nie, ek dink nie hulle weet dit nie. En die rede hoekom hulle dit nie weet nie, die kerk hang nie hierdie ding aan die groot klok op nie. Jy is heeltemal reg. Ek dink nie ek is verkeerd as ek sê die NG Kerk spandeer miljoene rande per jaar aan maatskaplike dienste nie, ongeag die bevolkingsgroep nie. Ons moet dit mooi verstaan, dit gaan nie net oor die NG Kerk se sorg aan NG Kerk lidmate nie. Dit gaan oor die NG Kerk se maatskaplike sorg aan die samelewing. En ek dink tipies kerk, ons is miskien te beskeie daaroor. Wat die kerk doen in terme van kinderhuise, wat die kerk doen in terme van die versorging van bejaardes, wat die kerk doen in terme van doodgewoon dienste deur professionele maatskaplike werkers in gemeentes. Ek dink nie ons besef die omvang van die werk wat die kerk daar doen nie. En dis part en deel van die kerk se werk, nê? Die kerk maak van die wêreld 'n beter plek. Dis deel van sy roeping. En dit is wat die NG Kerk regtig doen. Sonder aansiens des persoons kan ek weer 'n keer met groot oortuiging sê. Bonnie, jy het ook al vir twee oud presidente ontmoet, vir F.W. de Klerk en Nelson Mandela. Al ek dink Mandela was toe nog nie president toe jy hom ontmoet het nie. Vertel net vir ons die indrukke van hierdie ontmoetings wat jy met hulle gehad het. Kom ons begin sommer by de Klerk, wat terloops 'n dopper was. Dit interessant, baie interessant, ja. Destyds op 16 Desember is Geloftedag gevier met 'n groot saamtrek in die Kali Human Sentrum op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat. En dit tref toe so dat op 16 Desember 1989, let op, dit is
net voor 2 Februarie 1990, nê, dat F.W. de Klerk die spreker by die geleentheid is en daar is ook vooraf met my gereël dat ek die prediker by die geleentheid sal wees. En dit word dus so gereël. Ek dink die geleentheid 9:00 die oggend begin. Ons moet so 7:30 daar by 'n plek in die George de Tooi gebou wees waar ons mekaar darm net so bietjie ontmoet en saam ontbyt, iets ligs eet en so aan. En daar het ek die voorreg gehad om meneer de Klerk te ontmoet. My indruk van hom was regtig iemand, daar was 'n doelgerigtheid, jy kon sien hierdie man, daar's 'n gedrewendheid by hom, wat my geweldig beïndruk het. Tegelykertyd tipies Afrikaans, 'n hoflikheid, 'n bedagsaamheid, 'n uitvra na wie ek is, want wie is ek nou op die ou einde, waar ek vandaan kom ensovoorts. Maar wat ek nou veral onthou van die geleentheid, kyk, F.W. de Klerk was 'n kettingroker, nê. En op 'n stadium, toe kom een van sy veiligheidsmense na hom toe en sê, meneer de Klerk, het is nou tyd dat jy daai sigaret jy het hom nog nie klaar gerook nie, maar jy moet hom nou doodmaak. Ons gaan nou na die saal toe. Dis ongeveer 20 tree wat ons nou gaan gee. Dan gaan jy regs draai en dan gaan ons oor hierdie pad stap en dan gaan ons by daai deur in en dan stap jy in daai paadjie af op met die trappe na die verhoog toe. Pieter, sy roete word vooraf vir hom tree vir tree uitgewerk. Nou dit is die eerste ervaring wat ek nou het van so 'n BBP, baie belangrike persoon, en ek drentel toe doodgewoon net agterna, jy weet, maar dit was nou vir my regtig 'n besonderse ervaring om te sien die veiligheidsdienste se net wat hulle om so 'n persoon span. Jy weet, hy is letterlik, daar's vooraf met hom ooreengekom, dit is hoe dit sal wees, tot hier toe sal jy loop, daar sal jy regs draai, dan oor die straat, pad is afgesterre, jy hoef nie bang te wees dat kar jy gaan omry nie, ensovoorts. Dit was vir my regtig iets besonders. Ek het ook die voorreg gehad, as ons oor Nelson Mandela gou kan praat, in Maart 1992, nou jy sal onthou, in 1992 in Maart, was daar die referendum, waar die blankes in Suid-Afrika moet sê ja of nee vir hierdie hervorming. So dit was 'n turbulente tyd, ook in ons geskiedenis. Ek sit in my kantoor en ek kry 'n oproep van die ANC se kantoor in Bloemfontein. Meneer Mandela is oor 2 dae, dis maar kort kennisgewing, is oor 2 dae in Bloemfontein, en hy wil graag met 'n aantal kerkleiers ontbyt geniet by die President Hotel hier in Bloemfontein. En hulle wil graag weet of ek die geleentheid sal bywoon. Nou, uiteraard sê 'n mens nou nie nee vir so 'n uitnodiging nie. En dit tref toe so dat meneer Mandela sit op die kop van die tafel en ek sit toe direk langs hom. Dit het net so gebeur, daar was nie plekke nie, dit het nou maar net so gebeur. En nou ja, nou moet ons gesels, nou waaroor gesels jy nou? Meneer Mandela vra vir my, wie is ek, op sy kenmerkende manier, en wat is my kerklike denominasie? Nou, en ek sluk so 2 slukke en ek sê, nee maar, ek is eintlik Dutch Reformed Church. Nou moet jy weet, dis 92, nee, die NG Kerk het die hersiene weergawe van kerk en samelewing pas in 1990 goedgekeur. Die ding is nog sensitief. Die NG Kerk dra nog so bietjie die albatros om sy nek van die kerk wat apartheid gesteun het. Maar ek is 'n lidmaat van hierdie kerk, ek is 'n predikant van hierdie kerk. En weet jy, ek sal nooit vergeet nie, meneer Mandela se eerste reaksie was, ons moet dankie sê vir die NG Kerk, vir hulle sendinghospitale en skole, wat soos hy dit gestel het, all over the rural places in South Africa gebou het. Nou, dit het my so beïndruk. Hy het nou nie swaarde met my gekruis oor die NG Kerk se standpunt rondom apartheid nie.
Hy het die positiewe uitgelig. En kyk, dit is ook so, né? Die NG Kerk het dwars oor die land regtig sending hospitale met dokters en verpleegsters, skole in plattelandse gebiede opgerig waar kinders skoolonderrig ontvang het minstens tot op laerskoolvlak, jy weet. En toe skraap ek ook die moed bymekaar en gegee weer 'n keer, hy's pas 2 jaar uit die gevangenis uit en ek vra vir hom, hoe kry hy dit reg om na 27 jaar op so 'n manier uit die tronk te kan uitstap? En weet jy, sy antwoord aan my is ook ingegrafeer in my geheue en ek wil dit graag verbatim vir jou gee, soos wat hy dit vir my daardie dag geantwoord het. Hy het vir my gesê, "Life is too short to waste it on bitterness." Nou jy weet Pieter, as iemand vir 27 jaar in 'n gevangenis was, 18 van hy 27 jaar op 'n plek soos Robben Eiland, en hy sê hierdie woorde, dan mag ek en baie ander van ons nooit ons laat oorwin deur bitterheid in ons gemoed oor wat ook al met ons in ons verlede gebeur het nie. Dit was vir my 'n besonderse ervaring. Die ander ding wat my daai dag opgeval het, is hoe lank hy was. Weet jy, hy was regtig lank. Mense kom dit nie op die televisieskerm so agter nie, maar hy was lank en ek self is nie kort nie, so ek kom agter as iemand lank is. En sy gemaklike manier van omgang met mense. Weet jy, hy het darm net 'n charisma gehad wat min mense gehad het. Maar dit so my twee ervarings met al twee Nobelpryswenners toe, nê, op die ou einde, wat in my herinnering 'n kosbare herinnering is. Maar Fanny, jy het ook vir die emeritus aartsbiskop Desmond Tutu ontmoet. Ek dink jy was instrumenteel in die toekenning van 'n eredoktorsgraad aan die biskop. Ja, Pieter, weet jy, van tyd tot tyd, dis iets waarmee universiteite spaarsamig is, van tyd tot tyd besluit 'n universiteit om 'n eredoktorsgraad toe te ken aan iemand wat dit regtig verdien. En ons het op daardie stadium nog net 2 eredoktorsgrade toegeken en ek dink toe dit is tyd dat ons weer een toeken. En ek stel toe voor emeritus aartsbiskop Desmond Tutu. Pieter, daar sak 'n stilte oor daai vergadering toe, dat jy 'n speld op 'n mat kon oorval. En hulle sê toe nie, maar ons sal by 'n volgende vergadering weer hieroor praat. Ons is nie nou gereed om hieroor te praat nie. En interessant genoeg, ewe skielik is daar toe sommer 'n klomp ander kandidaate ook wat voorgestel word. Maar op die ou ende C4 my voorstel en daar word besluit, ons beveel aan by die universiteit dat 'n eredoktorsgraad in teologie aan aartsbiskop Desmond Tutu toegeken word en hy gaan deur al die kanale wat vereis word by die universiteit en om in te pas by eerwaarde Tutu se program word daar 'n spesiale gradeplegtigheid gereken waar daar net 1 graad toegeken word. En dit is hierdie eredoktorsgraad wat ook iets sê van hoe 'n spesiale geleentheid dit was. Nou waar Mandela se lengte my opgeval het Tutu se kort postuur my weer opgeval. Hy's 'n kort mannetjie man. Hy was 'n kort mannetjie gewees. En die graad word toegeken, 'n baie mooi geleentheid en ons eet dit was 'n oggendgeleentheid, ons eet die middag saam en seker maar omdat ek hom voorgestel het, sit ek aan dieselfde tafel as waar hy sit, waar ons middagete geniet. En wat my nou weer van hom opgeval het is, hy dring daarop aan, ons sal om hierdie tafel vandag Afrikaans praat. Jy weet, dit is daarom net, Pieter, 'n ruimheid van gees, wat net respek by 'n mens afdwing. Hy is duidelik
tuis in Engels. Hy praat Afrikaans, maar hy praat dit nie vlot nie. Maar daardie dag, om daardie middagete, vra hy, kom ons praat vandag Afrikaans met mekaar. Dit is iets wat ek ook altyd sal onthou as iets baie besonders, wat 'n bepaalde, soos ek sê, 'n ruimheid van gees openbaar, wat maar net respek afdwing. Hoe dink jy, hoe gaan dit met die NG Kerk op die oomblik en hoe lyk die toekoms van die NG Kerk? Mens moet eintlik 'n bietjie dink oor hierdie vraag, né? Mens moet eintlik 'n bietjie dink, en ek skiet nou maar sommer hier van die heup af. Daar is dinge wat my bly maak en daar is dinge wat my bekommerd maak. Kom ek sê wat maak my bekommerd? Ek is regtig bekommerd oor die vermoë van die NG Kerk om jong mense, betrokke, aktiewe, meelewende lidmate van die kerk te laat word. Ek kom in 'n verskeidenheid van gemeentes en dis ouer mense wat Sondag voor jou sit. Iewers eers, ek weet nie hoe nie, sal ons 'n manier moet vind om jong mense, en met jong mense bedoel ek, kom ek sê tussen 18 en 35, aktief betrokke by spesifiek die NG Kerk moet kry. Dit is wat my bekommerd maak. Wat my bly maak in die NG Kerk, ek dink daar is regtig, kom ek sê, wat ek wil noem 'n verdieping besig om plaas te vind in die NG Kerk. Ons is 'n bietjie verby die eksperimentele fase waar ons met eredienste aangevang het net wat ons wil. Eredienste word regtig ingerig as ontmoetingsgeleenthede tussen God en sy gemeente. So in daardie opsig lees ek dat daar regtig 'n verdieping gekom het in die NG Kerk se belewing van die evangelie wat hy verkondig. Wat my bly maak van die NG Kerk is die aanvaarding wat die NG Kerk geniet in die breëre kerklike samelewing. Die mense wat op daardie vergadering sit, sê vir my daar word met groot waardering gepraat van die goeie teologie van die NG Kerk. Ons kan leer van die NG Kerk se teologie, sê die mense. En dit is darm enorme tree wat ons gegee het vanuit 'n situasie van isolasie na 'n punt waar ons aanvaar word, regtig aanvaar word in 'n ekumeniese verband van kerke. So ek is bly en ek is bekommerd oor die NG Kerk. Kom ons gesels oor waaroor is jy spyt? Sjoe. Ehm joh. Ek in die akademie. Ek is spyt dat ek nie baie vroeër in my loopbaan boeke geskryf het nie, in plaas van net tydskrifartikels. Pieter, 'n akademikus, word gereken aan die monografie, aan die boek wat hy publiseer. En ek het op 'n laat stadium in my lewe eers begin om boeke te publiseer. Ek dink daaroor is ek spyt. Maar ter versagting moet ek sê ook die manier waarop universiteitswese gestruktureer is daai tyd. Jy weet, ons het in 'n poging om navorsing te stimuleer, is ons met sogenaamde insentiewe beloon, nie vir boeke nie, maar vir tydskrifartikels. So, jy weet, die stelsel het jou ook so 'n bietjie gedwing daartoe, maar goed, ek is 'n bietjie spyt daaroor. En dan, ek dink 'n ander ding waaroor 'n mens by wyse van terugkyk 'n bietjie spyt is, miskien het ek te hard gewerk aan 'n loopbaan.
en kon ek meer tyd aan my gesin spandeer het. Ek was langs die sportveld, ek het deur prysuitdelingsfunksies gesit. Wat 'n prestasie is dit nie, maar by wyse van terugskouing vra 'n mens tog vir jou die vraag: moes ek nie maar 'n bietjie minder tyd aan die universiteit en aan die harde akademiese werk spandeer het en 'n bietjie meer tyd aan jou gesin spandeer het nie. As ek so vinnig moet sê, dis twee goed waaroor ek so bietjie spyt is, eerlik gesê. Waarop is jy trots van nie? Ja, trots is 'n woord wat jy nou nie eintlik vir 'n gelowige vra eerder waarvoor is ek dankbaar. Pieter, ek is ontsettend dankbaar dat ek 'n loopbaan kon hê aan 'n universiteit. Ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg om verbonde te mag wees aan 'n universiteit. En daarmee bedoel ek die hele milieu, die atmosfeer, die ruimte van wetenskapsbeoefening, van innoverende denke, van uitdagings wat jou eie horisonne telkens skuif. Ek is ontsettend dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar vir geleenthede wat oor my pad gekom het en wat ek kon benut. Ek is regtig dankbaar daarvoor. Ek het by verskillende geleenthede, korter en langer periodes in Europa en in Amerika kon deurbring in terme van so 'n bietjie verdere studie. Ek is ontsettend, dit het my persoonlike horisonne in terme van my verstaan van die Ou Testament, maar ook in my menswees ontsettend verruim, verbreed en verdiep. Ek is regtig dankbaar daarvoor. En natuurlik, ek is dankbaar vir gesondheid. Dit is nie 'n gegewe nie, kan in 'n oomblik verander. En daarom trap ek maar my fiets, Pieter. Ek is dankbaar vir mense rondom my. Ek is dankbaar vir my vrou, vir my kinders, vir 6 kleinkinders. Jy weet die wonderlike ding van 'n kleinkind is, ek dink nie daar's nog 'n wese op aarde wat so onvoorwaardelik lief kan hê soos 'n kleinkind nie. Ek dink nie daar is nog so iets. Die onvoorwaardelike liefde wat 'n kleinkind vir 'n grootouer gee, is iets waarvoor 'n mens net dankbaar kan wees. Dan net laastens van nie, is daar iets wat jou verveel of wat vir jou oneindig oninteressant is? Pieter, dit klink so 'n bietjie onbarmhartig. Maar wie jy as mense oor hulle pyne en ek het nou vanoggend opgestaan met hierdie pyn en gister het ek daai pyn en ek sal moet dokter toe gaan. Dit verveel my eindeloos. En jy weet, ek is in 'n ouderdomsgroep wat dit nogal 'n gewilde tema is, jy weet, om oor te gesels, hierdie knie. Ek het nou weer vanoggend opgestaan met 'n knie. En eet in my hande. Dis lelik, dis onbarmhartig, dis miskien selfs 'n bietjie liefdeloos, maar waaroor mense oor hierdie persoonlike klagtetjies praat, ek verloor belangstelling. Dit verveel my eindeloos. Is dit lelik, Pieter? Dit is so 'n bietjie lelik. Ek moet meer barmhartig wees daar. Professor Fanie Snyman, baie dankie vir die baie interessante gesprek. Ek waardeer die tyd wat jy afgestaan het. Baie dankie. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.